Baie goeiemôre en baie welkom hier by die Plaaskerk. Dit is baie lekker om julle almal te sien. Dit is 'n lekker fris oggend vanmôre. Dit is lekker om hier by die kerk te wees. Wat 'n voorreg is dit vir ons om hier bymekaar te kom en ons die Here kan dien en 'n boodskap kan kry. Ek gaan net vir ons 'n vinnige paar afkondigings maak. So eerstens vandag vir al die belangrike mense in die kamer. Dis Vadersdag vandag. Julle is regtig die beste. So ek praat nou nie vir myself nie, ek praat van die res van julle. So ek hoop julle gaan 'n lekker dag hê. Geniet dit. Ek hoop julle word bederf. Die diens vandag dan is Abraham en dit kom uit Efesiërs uit, Efesiërs 3. Verjaarsdag hierdie week is Martin. Waar is jy, Martin? Martin verjaar die 25ste Junie, so baie geluk met jou verjaarsdag, Martin. So hoop jy gaan 'n goeie, gesonde, geseënde jaar hê. Ons jongste seun verjaar dan ook die 26ste Junie. So ek dink daar gaan nie koek wees nie. Jou kans is beter om koek te kry by Martin. Goed. Dan die mense wat siek is nog steeds Gerda, en Tannie Ina, en Pinaar, Jean-Marie, Tannie Alice, Lorraine en Marie Skutte. Ons weet dit gaan baie beter al met Tannie Alice, ook met Jean-Marie, en ook met Pinaar, maar ons vra dat julle nog steeds hulle in gedagte hou met julle gebede, vir ten volle genesing en dat hulle met die regte geneeshere sal werk. Goed, dan die reëlings vir die 15de Augustus se golfdag. Praat asseblief met my as jy 'n vuurbal wil bespreek. Daar is beperkte vuurballe. Daar's net 16 in totaal. Ek gaan daai slide net apart op die afkondigings ook sit. Dan gaan ons dit boek. As jy nie kan golf speel nie, dan moet jy asseblief kom. Want daar's niemand daar wat regtig kan golf speel nie. Ons het Vrydag probeer en dit was 'n lang dag. So, asseblief praat met my. Ons boek dit so. Dit gaan 'n redelik eenvoudige dag wees. Goed. Dan kontak my, dan boek ons die afslaantye vir julle. Ek dink dit gaan 'n lekker dag wees om by mekaar uit te kom. Goed, volgende week Sondag is Abraham nie hier nie. So Berthe Smit gaan vir ons die oggenddiens doen. Hierso, en dan gaan Johan, julle ken vir Johan, hy het al 'n slag hier by ons gepreek, hy gaan die diens doen in die dorp Sondag aand. Dan net ook volgende naweek gaan nie nagmaal wees nie, ons gaan nagmaal 'n week aanskuif, so nagmaal gaan dan die 5de Julie wees. Andries Vermeulen, vir die van julle wat hom nie ken nie, dis die ou wat altyd op die stoep was, met daai van so 'n Namakolandse aksent. Hy kom sy getuienis doen die 1 Augustus, 9:00 die oggend, hier by die Plaaskerk. Asseblief versprei dit wyd en suid, nooi ander mense om te kom en te kom kuier en te kom luister. Sy getuienis is regtig nogal 'n groot seën om na te luister. Die klein groepies hierdie week, soos normaal, Dinsdag aandsinne is by Tannie Christine en Oom Koen, Woensdag aand is by Lazar, Vrydagoggend is die manne biduur by Koos hulle, dit is 56 5de Straat, Spaarwater, is mos Koos? Goed, so die van julle wat daar, maak 'n draai Vrydag aand daar, en dan ook, ek dink, Sunfield is ook Vrydag, nee? Wat nou kom? Goed, Sunfield 26ste met Jason, reëlings is soos normaal, bussie ry van Abraham af. Dan ons het net 2 verjaarsdae vergeet, Anarete en François, verjaar ook die 23ste. Goed, 23ste Junie, verjaar hulle, so daar gaan definitief daar koek wees, so daai is 'n goeie een om te gaan probeer. Goed, dis dan al die afkondigings voor ek oorgee vir die sang, en maak dit vir die oor toe ons saam kan bid. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons hier kan by mekaar kom, Heer, dat ons die naam kan groot maak, want U is ons Papa Vader, U is die koning van alle konings. Wat 'n voorreg en eer is dit om hier te wees, o Heer. Dankie dat U ons uitgekies het, dat ons U kinders is, dat U ons gekies het, maar dat U ons ook nie gaan los as wat ons is nie, want U wil ons red en U wil ons by U in die koninkryk, o Heer. Ons vra dat U vandag saam met Abraham sal gaan, sy boodskap sal seën, hom sal gebruik as 'n spreekbeurt. Ons gesprekke hier sal seën, o Here, dat dit net sal gaan tot die uitbreiding van U koninkryk en vir die verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Goed, dan kan ons staan en dan gaan ons 'n paar liedjies saam sing. For your mercy never fails me, and
so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With your life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Die hemel is neer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof want U regeer.
me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Julle kan maar sit en die kinderkerk kan verdag. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre weer hier in die huis by mekaar te mag kom. En Here, mag dit wees op hierdie oggend dat U weer met elkeen van ons sal spreek, waar ons vanmôre so gaan stil staan en net so gaan bietjie gaan kyk na die rol van die Pa. Hoe elkeen van ons wat Pa is in hierdie lewe moet optree. Hoe ons lewens moet lyk. Hoe ons kinders by elkeen van ons kan leer om U te leer ken. En mag dit wees, Here, dat U uit die woord met elkeen van ons sal spreek. Ja, Here, dat ons vanmôre maar nie net sal luister na U woord nie, maar dat ons dit werklik ons eie sal maak. En ja, Here, dat ons so sal optree, dat ons lewens U sal verheerlik, dat ons so sal optree dat ons kinders waarlik by U kan kom, U kan ken, soos hulle kan sê hulle Pa ken die Here. En mag dit wees dat U vanmôre hierdie boodskap vir elkeen bring. Gee vir ons geopende harte. Ja, Here, spreek U, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek luister na 'n praatjie. En daardie praatjie as ek so luister en mens kyk maar hoe gaan dit in die wêreld en die invloed wat paas op kinders se lewens het. En hierdie spreker
sê iets wat daar by my vasgesteek het. Hy sê mense besef nie altyd hoe diep 'n pa se teenwoordigheid en dan in ander gevalle se afwesigheid 'n kind se hart, hoe dit daar ingeskryf word en 'n hele lewe van 'n kind vorm nie. En dan vertel hy daar die storie wanneer hy hierdie vertel van hierdie seun wat se pa elke naweek langs die rugbyveld gestaan het as hy 'n wedstryd gespeel het. En sy pa het geskree, het hom aangemoedig en hy het gekyk. Maar elke keer na daardie wedstryd was die belangrikste kind vir daardie seun dit wat werklik vir hom saak gemaak het, nie die telling nie. Dit was nie die trofee nie, dit was nie wat die afrigter gesê het nie. Net een vraag: Pa, was ek goed genoeg? En wanneer hy goed gespeel het, was sy pa vriendelik en sy pa was vol lof. Maar hy sê die dae as hy nie goed gespeel het nie, was daardie rit huis toe so stil. En daardie stilte wat in die kar was, wat harder as enige woorde gepraat het, dat daar geen bemoediging was nie, geen gesprek nie, net stilte. En jare later as volwasse man het iemand hom gevra, wat het jy die meeste van jou pa begeer? En sy antwoord was so eenvoudig: ek wou net een keer hoor, seun, ek is trots op jou. Nie oor hoe jy gespeel het nie, maar oor wie jy is. En daardie woorde sny diep as mens daardie storie so hoor. Want daar besef mens hoe 'n vader diep elke kind, hoe dit 'n invloed op 'n kind se lewe het. En vir baie van ons wat vanmôre hier sit, is ons gelukkig dat as ons aan ons paas dink, dan bring dit die herinneringe van veiligheid, van liefde, van beskerming, van opoffering, van daardie sagte maar sterk leiding in ons lewens. En daarom wil ons vandag ook dit eer vir elke pa. En ons wil die Here dankie sê vir elke pa wat getrou gewerk het, wat daardie opofferings maak, wat daar in die nagte wanneer hulle bekommerd was, gebid het vir hulle kinders. Maar ons weet ook vaderskap is nie iets wat net ligtelik is nie. Dis eintlik iets heilig. Want min dinge in die lewe het soveel invloed op 'n kind se lewe soos 'n pa. En dan bring dit my vanmôre by 'n baie belangrike vraag wat ek wil vra. Hoe lyk 'n pa soos God hom bedoel het? Nie soos ons kultuur 'n pa definieer nie. Nie soos sosiale media 'n goeie pa voorstel nie. Nie soos die wêreld sê nie, maar hoe sê God hoe moet 'n pa lyk? En die apostel Paulus skryf daar in Efesiërs 3, die 14de en die 15de vers: om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Hy sê ek buig my knieë voor die Vader, en dis merkwaardig as hy dit hier sê. Wanneer Paulus hieroor vaderskap begin dink, begin hy nie by mense nie, hy begin by God. En dis waar elkeen van ons moet begin as ons wil sien hoe moet 'n vader lyk. Want ons verstaan nie God deur na aardse vaders te kyk nie. Ons moet aardse vaders verstaan hoe 'n aardse vader moet wees deur na God te kyk. Met ander woorde, as jy vanmôre wil weet hoe moet 'n pa lyk, hoe behoort hy te lyk, kyk na die vaderhart van God. En vanoggend wil ek 4 belangrike Bybelwaarhede gaan ek vir ons uit die skrif wys. 4 dinge wat ons gaan sien wat 'n kind behoort te ervaar van 'n goddelike pa wat hy in sy lewe het. En die eerste een gaan ons sien Josua herinner hierdie volk aan alles wat God vir hulle gedoen het. Hoe hy hulle gered het, hoe hy hulle bewaar het. En dan bring hy hulle hierso by 'n oomblik van beslissing. As ons daar in Josua 24 vers 15 lees: maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar hoor dan wat sy woorde is: maar ek en my huis,
Ons sal die Here dien. Daardie woorde is so mooi van Josua, want daar's geen huiwering by hom nie. Wanneer hy hierdie aan hulle vra wat hulle keuse sal wees, is daar by hom nie 'n keuse, 'n huiwering oor wat sy keuse is nie. Hy maak dit duidelik, sonder onsekerheid, sonder dat daar kompromie is, ek gaan dit halfhartig doen. Nee, hy kom en hy sê met 'n vaste oortuiging, ek en my huis. En is hierdie nie wonderlik nie, dat ons in hierdie gedeelte, hoewel hierdie gedeelte primêr daaroor gaan, dat Josua die volk oproep om weer tot die verbondsgetrouheid, dat hulle moet wegdraai van afgoderry, sien ons ook diep van elke geestelike leierskap wat daar in 'n huis moet wees. Let op, Josua sê nie dat hy eers die genade van, hy kom hier en hy spel eers die genade van God uit. Met ander woorde, hy sê nie, dien die Here, dit sodat hy julle kan red nie. Nee, hierdie gedeelte kom hy en hy sê, God het ons reeds gered, God het ons reeds verlos. En daarom kom gehoorsaamheid nie eerste nie. God se genade het eerste gekom. En dalk is dit belangrik vir elke pa om vandag hierdie te hoor. God vra nie eers jou perfeksie nie. Hy roep jou eers na homself. Want sien, eers as 'n pa waarlike verhouding met God het, as die pa in die huis so leef dat hy elke dag by God stil word, dat hy sy lewe so leef, dan kan jy werklik jou huis begin lei. Want een ding moet paas verstaan, in hierdie lewe is ons huise is nie maar net iets neutraal nie. Jou huis is nie maar net dat daar niks gebeur nie, daar gaan altyd 'n huis in 'n rigting. En jy kan weet, die vraag is net, watter rigting gaan jou huis? En as jy vandag na jou eie huis kyk, hoe lyk dit daar in jou huis? Want as jy nie doelbewus as pa leiding gee in 'n huis nie, dan gaan iets anders in jou huis daardie ruimte begin vul. Want sien, die wêreld wag nie beleef daar buite. Nee, hy staan nie buite jou voordeur nie. Die wêreld kom in jou huis in. Dit kom in jou huis in deur skerms, deur gesprekke, deur vriende, deur waardes, deur ons kultuur. En stadig maar seker begin dit die hart vorm van daardie huis. En dis hoekom 'n goddelike pa moet verstaan. As ek nie doelbewus my huis na God toe lei nie, gaan iets anders my huis lei. Maar hoe lyk dit prakties? Beteken dit 'n pa moet ure lank elke aand Bybelstudie hou? Natuurlik moet ons Bybel lees, maar dit gaan verder as dat ons net Bybel moet lees vir elkeen van ons wat paas. Want dikwels gebeur daardie geestelike leiding in die klein oomblikke van elke liewe dag. Wanneer jy jou kinders sien hoe jy bid voordat jy 'n moeilike besluit moet neem. Wanneer hulle hoor en sien hoe hulle pa optree wanneer daar moeilike tye in die lewe is. Wanneer hulle by hulle pa sien dat geloof nie net iets is wat op Sondag beoefen word nie. Want sien, kinders sien baie meer as wat ons dink. Hulle sien hoe pa reageer wanneer die geld min raak. Hulle sien hoe pa reageer wanneer daar spanning in die lewe kom. En hulle sien of pa se geloof maar net taal is en of dit werklikheid is. En dalk is een van die grootste lesse vir vaderskap vir elkeen van ons, dat jou kinders leer nie uit wat jy sê nie. Hulle leer uit wie jy is. Voordat 'n pa kan sê, my huis sal die Here dien, moet daar in sy lewe gesien word dat hy self die Here dien. En elke pa wat vanmôre hier sit, as jy na jouself kyk, kan jy werklik vanmôre sê, ek dien die Here. My kinders kan dit in my lewe sien. Maar dan moet ons ook hierdie hoor. Moenie dink jy moet eers 'n geestelike reus wees voordat God jou kan gebruik nie. Want baie pa's sit dalk vanmôre hier en hulle dink, ek wens ek het vroeër begin. Ek wens ek het meer gedoen met my kinders, of ek wens ek het minder foute gemaak. Maar ons moet mooi luister. Dis nooit te laat nie. Jy kan vandag weer begin.
Jy kan vandag weer sê, Here, begin by my. En Pa se grootste nalatenskap in die lewe is nie die besittings wat hy vir sy kinders nalat nie. Kinders onthou nie wat hulle pa vir hulle los nie. Kinders onthou hoe hulle pa geleef het. Hulle onthou wat vir hom in die lewe belangrik was. Hulle onthou wie hy aanbid het. En daarom is die grootste nalatenskap wat ons as paas vir ons kinders kan los, daardie wat ons in hulle los. As jy jou kind kan kry om die Here te dien. En dan sien ons, nadat ons gesien het watter rigting 'n pa sy huis behoort te gee, kom die volgende vraag amper van self. Hoe lei hy daardie huis? Want leiding gaan nie net oor rigting nie. Dit gaan ook oor hoe daardie rigting in 'n huis beleef word. Daarom skryf die apostel Paulus hier in Efesiërs 6 vers 4: En vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. En hierdie is interessant hierso. Paulus begin nie by wat paas moet doen nie. Hy begin eerste wat hy sê, paas wat julle nie moet doen nie. Moenie julle kinders vertoren nie. En wat bedoel Paulus daarmee? Waarom begin hy daar? Omdat God weet hoe maklik gesag verkeerd gebruik kan word. En 'n pa, omdat hy 'n besonderse gewig in 'n huis dra, want sy woorde dra gewig, sy teenwoordigheid dra gewig, selfs daardie tye wat hy stil is, dra gewig. En paas, ek dink julle onderskat baie keer hoeveel julle kinders van julle dra. Kinders mag dalk nie altyd luister wanneer pa praat nie, maar hulle luister baie meer as wat ons dink. En wat pa sê of nie sê nie, bly soveel keer jare later in 'n kind se hart echo. En ek wil vanmôre iets sê en ek hoop ons luister elkeen daarna. Baie volwassenes onthou baie min preke wat hulle in hulle lewe gehoor het. Hulle onthou baie min onderwysers wat hulle in hulle lewe gehad het. Maar omtrent nie. Elke mens wat hier sit, onthou presies wat hulle pa oor hulle gesê het. Sommige onthou woorde wat hulle opgebou het, daardie woorde wat jou pa vir jou gesê het, ek glo in jou, ek is trots op jou, jy kan dit doen, ek is lief vir jou. En is dit nie elkeen van ons wat daai beleef het, wat gesê het, dis wat jou gevorm het, dis wat gemaak het dat jy in die moeilike omstandighede in die lewe staande kon bly, want jy het 'n pa gehad wat agter jou was en vir jou gesê het, ek weet jy kan. Met ander, onthou ook woorde wat wonde gelaat het. Woorde kan bou of woorde kan afbreek. Woorde kan lewe gee of woorde kan so diep sny. En dis hoekom Paulus waarsku, moenie julle kinders vertoren nie. Hiermee sê hy met ander woorde, moenie jou gesag gebruik op 'n manier wat jou kind se hart verhard nie. Moenie so lei dat jou kind begin voel, ek sal nooit goed genoeg wees nie. En daar's 'n groot verskil tussen dissipline en afbreek. En God roep nie ons paas om hard te wees nie, hy roep ons om te vorm, om te bou, om te lei. Maar Paulus stop nie by die waarskuwing, hy sê, maar voed op. Luister hier, daardie woorde is pragtig, want die oorspronklike taal wat gebruik word hier, draai die boodskap van voed, koester, versorg, laat groei. En as mens daardie prentjie sien wat Paulus eintlik hier vir ons skep, dis wat 'n pa moet doen met sy kind. God sê nie net, maak seker jy het kinders wat gehoorsaam is nie, want baie mense vat hierdie vers en dink, dit beteken net ek moet gehoorsame kinders hê, kinders wat altyd luister, maar dis nie waar hy stop nie. Hy sê koester hulle, help hulle om te groei. Wat 'n mooi balans gee Paulus nie hier nie. Aan die een kant moet daar grense wees, maar aan die ander kant moet daar leiding wees. Daar moet tug wees, wanneer hulle dit verdien moet hulle reg gehelp word. Maar aan die ander kant moet daar 'n warmte wees waarmee dit gedoen word. Daar moet 'n sagtheid wees en daar moet 'n bevestiging wees. Want 'n huis behoort nie 'n plek te wees waar 'n kind konstant bang is om te misluk nie. Dit moet 'n plek wees waar 'n kind vry is om te leer, om te groei, om te probeer, ja en selfs soms te struikel.
Waarom? Omdat hulle weet, my pa se liefde hang nie van my prestasies af nie. En paas moet hierdie mooi hoor. Jou kinders het jou leiding nodig, maar hulle het ook jou hart nodig. Hulle het nodig om te weet, selfs wanneer ek misluk, is ek steeds geliefd. En Paulus sê nog iets belangriks. Hy praat van die tug en vermaning van die Here. Dit beteken, die doel van vaderskap is baie groter as net mooi maniere wat jy jou kind moet leer. Dis meer as net gehoorsaamheid. Dis meer as net dissipline. Daarom sê hy vir ons, moenie net jou kinders groot maak om mooi gemanierd te wees nie. Jy moet jou kinders so groot maak dat hulle die Here sal ken. Jy moet hulle so groot maak dat hulle die Here met alles in hulle lewe sal vertrou, dat hulle hom sal lief hê met hulle hele hart en dat hulle eendag as hulle uit jou huis uitstap en reeds wanneer hulle daar is, so saam met die Here kan wandel. En daarom is die vraag vir paas nie net vandag, gehoorsaam my kinders my nie. Die dieper vraag is, help ek, en maak nie saak of jou kinders klein is en of hulle dalk al uit die huis uit is nie. Vra jouself vandag hierdie vraag, help ek my kinders om Christus beter te ken? Want uiteindelik is die hart van Bybelse vaderskap nie hardheid nie, sonder liefde nie. Nie liefde sonder waarheid nie, maar genade en waarheid. En dis presies hoe Christus ons lei. Want is dit nie die voorbeeld wat hy vir ons stel nie? Vol genade, vol waarheid, vol liefde, vol heiligheid. En dit is die soort hart waartoe God ons roep as vaders. En dan kom ons aan Psalm 103 vers 13. En hierdie is die pragtige woorde as ons dit daar lees. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Staan vir 'n oomblik stil by hierdie beeld wat hier gebruik word. Wanneer God sy eie hart aan ons wil openbaar, dan kom hy en hy gebruik hierdie woorde om sy liefde te beskryf. Hy kies die beeld van 'n vader. En dit alleen behoort elkeen van ons vanmôre net so 'n bietjie stil te maak. Hy sê nie net, ek regeer oor julle nie. Hy sê nie net, ek oordeel julle nie. Hy sê nie net, ek dissiplineer julle nie. Hy sê, ek ontferm my oor julle soos 'n vader oor sy kinders. Wat 'n ongelooflike gedagte is hierdie nie. Want ontferming is meer as blote simpatie. Ontferming beteken, ek sien jou nood. Ek sien jou swaar kry. Ek kom naby in jou swakheid. En dis nie 'n koue afstand nie. Nee, hierdie wys vir ons, dis 'n liefde wat afbuk. En dan gee vers 14 vir ons die rede, hoekom sê God dit? Want hy sê, want hy weet watter maaksel ons is, en hy hou in gedagte dat ons stof is. En is dit nie 'n mooi vers nie? As ek hierdie vers so lees, dan dink ek net, God vergeet nooit wie ons is nie. Hy weet ons is stof, hy weet ons is broos, hy weet ons is swak. God weet hoe maklik ons moeg word. Hy weet hoe maklik vrees in ons harte kan inkom. En hy weet, daardie trane wat ons het, wat niemand anders sien nie. Daardie worstelings wat jy wegsteek, wat niemand van weet nie. En daarom ontferm hy hom oor jou. Dink net vir 'n oomblik hoe troostryk dit is. God kyk na jou. En dan sê hy nie eerste, waarom is jy nog so swak nie? Nee, hy sê, ek weet, en ek sien, en ek verstaan. En hierin lê 'n diep les vir ons as paas. Baie keer kyk ons na wat ons kinders doen. Ons sien net die ongehoorsaamheid, ons sien die meer, ons sien daai terugpraat, ons sien die onttrekking, ons sien die stilte. En dan reageer ons dadelik op daardie gedrag. Maar 'n goddelike pa, as ons na hierdie gedeelte in die Bybel kyk, leer na iets om dieper te kyk. Hy vra nie net, wat doen jy my kind nie? Nee, hy vra, wat gaan aan in my kind se hart? Want soms is woede nie net woede nie. Soms is woede seer kry. Soms is rebelsheid eintlik 'n vrees wat in daardie kind is. Soms is stilte nie net altyd ongehoorsaamheid nie,
maar 'n hart wat swaar dra. En daarom vir die paas, elke probleem vra nie eers vir 'n preek nie. Nie elke traan vra dat jy dadelik 'n korreksie moet maak nie. Soms het jou kind net nodig dat jy luister, dat jy stil bly, dat jy langs hom sit en dat jy naby kom. Want baie keer sê jou teenwoordigheid baie meer as enige woorde wat jy kan hê. En soms is dit dan nodig. En is dit nie een van die mooiste geskenke wat 'n pa vir sy kind kan gee nie? As jy kan weet, ek het 'n plek waar ek veilig kan wees, selfs wanneer ek op my swakste voel. Dat jou kind weet, ek hoef nie altyd sterk te wees by my pa nie. Ek hoef nie altyd reg te wees nie. Ek hoef nie altyd eers alles mooi te verduidelik nie. Want ek het 'n plek waar ek veilig is. Want hoekom sê ek moet dit so wees? Want dit is presies wat ons by God vind. Ons hemelse Vader wag nie voor ons eers alles in ons lewe reg kry voordat hy ons nader trek na hom toe nie. Hy dra ons met ons swakheid. Hy ondersteun ons wanneer ons struikel. En hy hou ons vas wanneer ons wankel. En miskien moet elkeen van ons vandag dit hoor. Ware manlikheid is nie hardheid nie. Ware geestelike sterkte is nie daardie emosionele afstand wat jy hou nie. Ware sterkte is, jy het krag onder beheer. Jy is sterk genoeg om sag te wees. Jy is sterk genoeg om te luister. Jy is sterk genoeg om te huil. Jy is sterk genoeg om ontferming te hê. En soos die hemelse Vader ons dra, roep God ons vaders om ons kinders met sagtheid en ontferming in hierdie lewe te lei. En dan kom ons seker by die laaste punt wat ek wil noem, by die mooiste beeld van vaderskap, wat daar dalk in die hele skrif is as ons in Lukas 15 gaan kyk. Ek gaan nie vir ons daardie hele gedeelte lees nie, ons ken almal daardie gedeelte. Hierdie is 'n verhaal wat ons al so baie gehoor het, maar moenie dat die bekendheid daarvan, die krag van hierdie verhaal steel nie. Want hierdie verhaal wys vir ons stap vir stap iets van die Vader se hart. Ons ontmoet hierdie jong seun wat alles weggooi. Hy kom dan na sy pa toe en hy sê, pa, ek soek nou my erfdeel. En in die kultuur van die tyd wat dit was, as jy gekom het en vir jou pa gesê het, ek soek jou erfdeel, het jy eintlik vir jou pa gesê, pa, ek wens jy was reeds dood. En dink net hoe daardie pa moes voel. En tog gee die Vader om wat hy vra. En hierdie seun vertrek. Hy gaan ver, baie ver, en daar mors hy alles uit. Hy mors sy waardigheid, sy toekoms. En uiteindelik beland hy daar tussen die varke. Honger, gebreek, alleen. En die seun wat eens alles gehad het, sit nou daar in die modder. En dis nie snaaks nie, want is dit nie wat sonde doen nie. Sonde beloof jou vryheid. Sonde beloof jou lewe, maar dit vat jou vryheid en dit los jou op die einde leeg. Maar dan sê die skrif iets wonderliks. Hierdie seun het tot homself gekom. En wat 'n belangrike oomblik is dit. Dis daardie oomblik van bekering. En bekering begin wanneer 'n mens ophou om te hardloop. Wanneer jy ophou om verskonings te maak. Wanneer daardie trots van jou wat jy so op jouself staat maak, daai trots breek. En wanneer jy weer eerlik word. En dan besluit hy, ek sal na my vader toe gaan. En hy oefen sy woorde wat hy vir sy pa gaan sê, want hy verwag nie dat sy pa hom weer as 'n seun sal terugneem nie. Hy hoop maar net vir 'n bietjie genade. En dan kom een van die mooiste verse in die Bybel wanneer Jesus sê, toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien. En hoekom is hierdie woorde so mooi? Want dit wys daardie vader het nooit opgehou om te kyk en opgehou om te hoop dat sy seun sou terugkom nie. En wat doen hy? Hy hardloop. Hy hardloop daardie seun tegemoet. En as mens kyk in daardie tyd vir 'n ou waardige patriarg, was dit totaal en al taboe. Jy het nie gehardloop nie. Maar hierdie pa gee nie om hoe dit lyk nie. Hy gee nie om oor sy trots nie. Hy kyk na sy seun wat hy liefhet en hy hardloop hom tegemoet.
Hierdie pa hardloop verby sy eie waardigheid, verby sy status, verby sy trots. Hoekom? Omdat liefde vinniger hardloop as trots. En hy omhels hom, hy soen hom, en hy herstel hom. En voordat hierdie seun nog sy hele toespraak wat hy uitgewerk het, eers vir die pa kan bring, begin hierdie pa herstel. Hy roep sy diensknegte en hy sê, bring die kleed, bring die ring, bring die skoene. Hierdie is alles tekens van herstel, tekens van aanvaarding, tekens van seunskap. En dis die hart van God. God is nie 'n koue vader wat arms gevou staan en sê, ek sal eers sien of jy ernstig is, of jy werklik gaan verander nie. Hy's nie 'n vader wat sê, bewys eers jouself voordat jy kan kom nie. Nee, ons dien 'n Vader wat ons genadig tegemoet gaan. En paas moet ook hierdie vandag hoor. Daar gaan tye wees wanneer kinders gaan struikel. Want kinders groei, kinders leer, kinders maak foute. Soms bring hulle in ons lewe vir ons groot vreugde, maar soms bring hulle ook vir ons groot bekommernisse. Maar 'n goddelike pa bou 'n huis waar daar altyd ruimte is vir bekering, ruimte is vir vergifnis, vir herstel en vir 'n nuwe begin. En wat 'n ongelooflike geskenk is dit wanneer 'n kind kan weet, as ek val, is daar steeds genade by die huis vir my. En paas, miskien moet sommige van julle vandag hierdie genade weer hoor. Want party paas dra skuld oor gemiste oomblikke, oor harde woorde wat daar dalk was, oor verkeerde besluite wat jy dalk geneem het, jare wat vir jou verlore voel. En luister mooi, hierdie evangelie is nie net vir kinders nie, is ook vir paas. Dis die goeie nuus wat daar in Jesus Christus is. Hy wat die sonde gebreek het, kan genade herstel. Wat jare beskadig het, kan God genees. Wat koud geword het, kan hy weer sag maak. En wat ver geraak het, kan hy weer terugbring. En daarom sien ons God is 'n God van herstel. En daarom is die vraag nie, was jy 'n perfekte pa nie? Want nie een van ons wat hier sit kan daardie toets slaag nie. Die vraag is eerder, leef jy vanmôre as pa so na aan God, dat sy genade deur jou kan vloei? Want 'n goddelike pa is nie 'n perfekte pa nie. Hy's 'n pa wat self onder genade leef. En juis omdat hy God se genade in sy lewe beleef, kan hy daai genade aan ander uitdeel, aan sy kinders uitdeel. Vandag het ons saam na die woord gekyk. Wat sê die woord oor 'n goddelike pa? En ons het gesien, 'n goddelike pa gee rigting aan sy huis. Hy koester en hy korrigeer sy kinders met 'n hart soos Christus. Hy dra sy kinders se swakheid met ontferming en hy skep ruimte vir genade, vergifnis en herstel. En as ons eerlik is, dan sit ons vanmôre en ons dink as paas, maar hierdie gewig voel te groot. Want wanneer ons na God se standaard kyk, dan besef elkeen van ons so gou, geen aardse paas volmaak nie. Geen pa kan alles regkry nie. Selfs die beste paas kyk terug en dink soms, ek wens ek het daardie oomblik anders hanteer. Ek wens ek het meer vir my kind gesê. Ek wens ek was maar meer teenwoordig in my kind se lewe. En paas, ek wil vandag iets vir elkeen sê. God roep jou nie eers tot perfeksie nie, maar hy roep jou tot getrouheid. En daar's 'n groot verskil. Want die wêreld sit vandag soveel geweldige druk op vaders. Jy moet voorsien, jy moet sterk wees, jy moet emosioneel beskikbaar wees, jy moet leiding gee, jy moet beskerm, jy moet altyd weet wat om te doen. En party paas sit dalk vandag hier en voel ek kom ver kort.
Ek is nie genoeg nie, ek val. Maar luister mooi na die evangelie. God kies nie volmaakte mense om sy werk te doen nie. Hy gebruik gebroke mense wat hom vertrou. Dit beteken nie sonde maak nie saak nie, nee, dit beteken genade is groter as jou mislukkings. Wanneer jy in bekering na Christus vlug. En dis waarom ons hoop nie uiteindelik lê in hoe goed 'n pa presteer nie. Ons hoop lê in God. Ons lees in Maleagi 4 vers 6, lees ons hierdie woorde, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek te tref nie. En as ons hierdie gedeelte so lees, dan sien ons, wat 'n belofte. Let op dat hierdie teks sê nie eers, vaders maak self alles reg nie, nee. Die skrif sê, hy sal harte draai. God doen dit, God herstel, God genees, God versag harde harte. God bring terug wat ver geraak het, en meer is dit. Maleagi wys uiteindelik verder as die aardse herstel. Wanneer God harte draai, dan herstel hy nie net families nie. Dan bring hy mense terug na homself toe. Terug na die God van die verbond, terug na die Vader. En dit bring ons by Jesus Christus. Want uiteindelik wys elke goeie aardse vader na iemand groter. Na ons volmaakte hemelse Vader. Die Vader wat nooit afwesig is nie. Die Vader wat nooit ongeduldig raak in sy liefde nie. Die Vader wat nooit moeg raak om genade te gee nie. Die Vader wat jou volkome ken en jou reeds volkome liefhet. En dit is daardie Vader wat sy seun gegee het. En daar kan ons weer vanmôre sien, Jesus het aan die kruis die vloek gedra wat ons verdien het. Hy het die sonde gedra, hy het ons skuld gedra, hy het ons gebrokenheid gedra, sodat gebroke mense herstel kan word, sodat gebroke vaders genade kan ontvang, sodat gebroke families hoop kan hê. En paas, ek wil afsluit met hierdie woorde aan elkeen van ons. Jou kinders het nie 'n perfekte pa nodig nie. Hulle het nie 'n foutlose pa nodig nie. Hulle het 'n pa nodig wat die Here liefhet. Wat nederig genoeg is om te leer. Wat groot genoeg is om jammer te sê. En wat gewillig is om môre weer op te staan en beter lief te hê as wat jy gister lief gehad het. En jy hoef nie alles reg te doen om deur God gebruik te kan word nie. Begin waar jy is, met wat jy het, met die genade wat God jou gee. Wees teenwoordig, bid saam met jou kinders, praat met hulle, luister na hulle, seën hulle, wys hulle vir Christus. Want die vraag waarmee ons vandag huis toe moet gaan is dalk hierdie eenvoudige vraag. Kan my kinders deur my iets sien van die Vaderhart van God? Want wie moet ons voorbeeld wees? En mag die Here dit in elke pa, in elke oupa en in elke huisgesin gee, dat dit so mag wees. Amen. Hemelse Vader, dankie vir die woord en dankie vir die voorreg om weer vandag U hart beter te leer ken. Dankie dat U die volmaakte Vader is, vol genade, waarheid, ontferming en liefde. Here, ek wil vandag bid vir elke pa en oupa. Gee hulle wysheid in hulle huise, dat hulle huise sal lei soos wat U dit wil hê. Gee hulle sagtheid om hulle kinders te koester en genade om te volhard wanneer hulle swak voel. Here, waar daar skuld is, bring vergifnis. Waar daar afstand is, bring herstel. Waar daar seer is, bring genesing. En Here, help ons almal om nader aan U te leef,
sodat ander iets van u Vaderhart in ons kan sien. Dankie vir Jesus Christus, ter wie ons as u kinders aangeneem is. Mag ons in u genade rus en elke dag in u liefde wandel. En ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek sien in my gees die glorie En die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, Hy regeer. die Heer is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat Ewig staan. loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Ek sien in my gees die glorie En die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja.
Ons sit, ja, dankie. Papas, julle moet die Here lief. Papas, julle is oorwinnaars omdat God julle liefhet. Romeine 8:37. Papas, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal alles uitwerk. Matteus 6 vers 33. Vaders, eisters, slyp eister. Soos slyp vriende mekaar. Kies jou vriende wys. Papas, moenie bang wees nie, maar word kragtig in die Here en in God se krag en in sy sterkte. Efesiërs 6 vers 10. Papas, welgeluk. Salig sal jy wees as jy die Here vrees. As jy die Here vrees en vreugde vind in die gebooie. Psalm 112 vers 1. Sluit asseblief die oor. Vader, gaan saam met elke liewe papa wat hier sit, dat ons 'n lekker Vadersdag sal hê. Laat dit net goed sal gaan met elke liewe mens wat hier sit se liggaam. Amen. Sê dankie julle kinders. En mag dit wees dat ons hierdie woorde van hierdie kinders ook so sal vat en dat elkeen van ons wat vandag hier is wat weet wat 'n voorreg dit is om 'n pa te mag wees. En mag dit elke dag wees dat ons so na in die Here sal leef as paas. Dat ons sal toelaat dat die Here ons sal lei en dat ons kinders sal grootmaak. Dat hulle in ons iets van 'n vaderhart kan sien. As ons net vir 'n oomblik daaraan dink, as ons meer begin optree, dat daardie karaktereienskappe van God toegepas word in ons huise. Dink hoe lyk ons huise en dink die liefde en die vrede wat daar sal wees. En is dit nie wat God van elkeen van ons wil hê nie? Daarom wil ek hê elkeen van ons wat paas is, moet hierdie week uitgaan. En kom ons gaan begin om doelgerig te leef waar ons stil word voor God en vir sy leiding vra. Hemelse Vader, my gebed vir elke een hier vandag, en in die besonder vir elke pa, is dat ons sal leef, Here, so sal leef onder U leiding, dat ons kinders ook iets kan beleef van U Vaderhart, U wat vir ons die voorbeeld is van hoe ons moet optree. Ja, Here, en baie keer is trots en ons eie geregtigheid en dinge in die lewe wat maak dat ons baie keer so hard optree, dat ons baie keer net wil optree soos ons wil. Maar Here, my gebed is dat ons vandag hier sal uitstap. En werklik elkeen as pa sal sê, Here, lei U my. Wys U my hoe 'n vaderhart moet lyk. Dat my kinders in my huis U hart in my kan sien. En dit is my gebed vir elkeen hier. En ja, Here, ons weet dat as ons so optree, ons in ons huise die liefde en die vrede sal beleef, soos U dit vir elkeen van ons wil hê. En daarom
mag ons nie net hierdie boodskap hoor en uitstap nie, maar mag ons werklik voor U stil word. En ja, Here, begin leef soos wat U van ons as paas vra. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.